het ons geleer om te bid, gee ons tot ons daagliks brood. Want Here, U is ons daagliks brood. U leer vir ons in Matteus 4 dat die mens sal nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. U is die brood wat vir ons gebreek is. U het vir ons geleer in Johannes 9, ek is die brood van die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterf. Jesus is die brood wat ons nuttig vanmôre. Kom vanmôre en eet van die tafel wat vir jou voorberei is. Jy wat vermoeid en belas is, jy wat moeg is, jy wat verward is vanmôre. Jesus is vanmôre jou voedsel. Hy skenk aan jou nuwe krag. Hy verkoop jou siel. Hy lei jou op die spore van geregtigheid om sy naams ontwil. Hy is die lewenswater wat vir jou uitgegiet is. Kom vanmôre na hom toe. Hy sal jou rus gee. Ja, Here, U is die asem wat ons inasem. En U is ons daagliks brood. En ons aanbid U vanmôre. Ons vereer U naam. En baie dankie dat U vir ons gee dit wat ons siel so na verlang. Want U is 'n goeie Vader. En wat 'n vader sal as sy seun vir hom 'n brood vra, vir hom 'n klip gee. Hier's vanmôre U kinders, hulle vra, voed ons vanmôre met lewensbrood. En U is 'n goeie Vader. Dankie dat U kinders voed. Here Jesus, U het fisiese brood geneem en U het dit gebreek en U het 'n groot skare gevoed. Daar in Johannes 6. En almal was versadig. Meer as net fisiese brood is hier vanmôre. Nee, die lewensbrood is in ons midde. Dankie. Soos wat U die brood gebreek het, is U liggaam vir ons gebreek, sodat ons die lewe kan hê. U is vir ons gebreek, sodat ons lewe kan hê. Ons voed vanmôre aan die tafel van die Here, terwyl ons die brood van die lewe nuttig. O, almal wat daar sê, kom. Hy wat geen geld het, die kom koop. Wyn en melk verniet. Die Gees en die bruid sê, kom. En laat hom wat wil sê, kom. Die brood van die lewe neem verniet. Kom vanmôre, die uitnodiging staan. Kom na my toe, jy wat vermoeid en belas is. Kom eet vanmôre. Die uitnodiging staan. Word vanmôre gevoed. In Jesus naam. In Jesus naam. Dankie Here. Dankie Here. Een dag in die huis van die Here is beter as 1000 dae daar buite. Amen. Hoe lieflik is sy woninge. Om aan sy voete te sit. En te eet van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Heerlik is dit. Môre en welkom vir almal wat van ver af kom. Die liedjie sê mos ons kom van ver af om die Here te dien. Dis sakkie. So ver soos hy. Is dit nou die watter kus is dit? Weskus. Ja, daai kus is mos Wes, né? So bly julle is hier. En ook van die wat naby is, wie's naby? Baie welkom ook vir julle. Ek sien gesigte wat ek, as ek my bril opsit, ja, waaragtig. Ons is so bly julle is hier.
Ag, wil jy nie gou omdraai, daar so 'n man daar, hy lyk net soos ek. Ek dink, dis soos ek gaan lyk 10 jaar van nou af. Pastoor, jy maak my hart bly, ons is so bly jy is hier, dat is het door hier. Geniet dit hier saam met ons, hoor. Vir elkeen wat hier is vanmôre, mag die julle vanmôre eet uit die hand van die Here. Ons is nie vanmôre hier in die naam van 'n mens. Ons is nie vanmôre hier om enige mens op te lig nie. Ons is vanmôre hier om ons aanbidding en ons offers van lof aan die koning te bring, wat aan ons die lewe gegee het. Kyk, ek was dood, maar nou leef ek. Ek was verlore, maar kyk, ek is gevind. Is dit ook julle getuienis? Amen en amen. Ons gaan vanmôre eet van die woord van die Here, en ek weet dat u is honger vanmôre, en dit is vir my 'n groot voorreg om vanmôre die woord van God met u te kan deel. Wil u nie so lank blaai na die brief wat Paulus geskryf het vir sy geliefde seun. Nie sy seun in vlees en bloed nie, maar ek dink hierdie seun het Paulus gesien as die naaste aan hom. Daai jong man Timoteus. En ek wil graag vanmôre met u 'n gedagte deel uit 2 Timoteus, die eerste hoofstuk en vers 10. 2 Timoteus 1, vers 10. Broer en suster, ek is so dankbaar dat die Here vir Lientjie so gelei het, soos wat hy gedoen het. Want ek dink daar is spanning, daar is onsekerheid, daar is twyfel, daar is moegheid in baie mense se lewens. Nie net met betrekking tot jou persoonlike omstandighede nie, maar ook met betrekking tot wêreldomstandighede, en alles speel in op 'n mens se gemoedstoestand. Ons sien wat in die wêreld gebeur. Ons weet van die laaste aanvalle wat gelood was van Iran af op die UAE, op Kuwait, op Bahrein, Qatar, almal alliansievennote van Amerika, en dit is asof Iran homself uitwoed teenoor almal wat assosieer met Israel. Maar ons weet ook dat hierdie was eintlik onvermydelik. Ons weet dat Iran het vir 47 jaar, sedert 1979, vanaf die Ayatollah met hulle ekstreme regime oorgeneem het hulle hierdie krete uitgeroep vir 47 jaar, dood vir Israel en dood vir Amerika. En hierdie was iets wat moet gebeur, en dit moet ons nie om kan vang nie, want dit was ook so geprofeteer. Wanneer jy Esegiel 38:39 lees, sal jy lees van dit wat gaan gebeur in die laaste dae, voordat die groot en deurligtige dag van die Here gaan kom. Dit moet gebeur. Jesus self het vir ons gesê dat hierdie dinge is maar die begin van die smart. As jy Matteus 24 gaan lees, hy praat van oorlog, hy praat van aardbewings, hy praat van valse Christusse wat op gaan staan. Hy praat van epidemies en pestsiektes, en wanneer jy het vergelyk met Openbaring 6, dan sien jy dat wanneer die seels gebreek word, sal al hierdie dinge gebeur. Maar hy sê, al hierdie dinge is die begin van die smarte. It's the beginning of birth pain. Ons beleef nou die geboortepyne. Geboortepyne vir wat? Kyk, wanneer iemand geboortepyne het, beteken dit iets niets is op pad. Iets is op die punt om gebore te word. Maar voor dit is daar seer en pyn wat verduur moet word. En dis waarin ons onsself bevind, in hierdie stadium van geboortepyn. Maar broer en suster, nie meer baie lank. Dis my oortuiging dat hierdie is die laaste styftrek. Dit is die einde. Die einde vir die mensdom soos wat ons hom vandag ken. Staan op 'n einde. Dis in sig.
Want die geboortepyn is besig om te eskaleer. Dit is nie meer sporadies nou en dan wat ons hoor van hier is 'n oorlog of daar is 'n aardbewing. Daar's 'n verrassing in die geeswêreld. En soos wat daai kontraksies al hoe vinniger en vinniger word, weet jy dat geboorte is om die draai. En kom ek sê vir die geboorte van die koninkryk van God op aarde. Met die seun van God, Jesus Christus, wat op die troon van Dawid sal sit, en die wetgewing sal vanuit Jerusalem uitgaan, volgens Jesaja 2:4. Daar die koninkryk, waar hy sal heers, en ons as konings en priesters saam met hom sal regeer, 1000 jaar lang, is op die punt om plaas te vind. Maar terwyl ons in hierdie toestand is, en terwyl ons met ons persoonlike wroeginge worstel, was ons nie gewaarsku deur Jesus in Johannes 14:22 toe hy sê, julle sal deur baie verdrukkinge die koninkryk van God ingaan. Hy het gesê, in die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Yes, amen. En terwyl ons nou in hierdie toestand is, my liewe vriende, kom ons doen wat ons vanmôre gedoen het. Wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, Lukas 21:28, kyk op. Moenie afkyk. Kyk op. As ou Jakob, toe hy daar in Bethel was, waar hy gerus het, en hy omring was met soveel klipperige grond, niks wat hom aan God herinner het nie, maar as hy net opgekyk het, en hy die sterrehemel gesien, want so hy geweet het, God is in sy midde. Broer en suster, ek wil die vanmôre aanspoor, wanneer jy voel, jy kan nie meer, kyk op. Hou jou oog gefestig op Jesus Christus, die leidsman en die volleinde van jou geloof. Wat vir die heerlikheid wat vir hom voorgehou was, die smaad gedra het. Hy het die smaad vir jou gedra. En hierdie ou ligte verdrukking, volgens 2 Korintiërs 4, is niks. In die lig van die alles oortreffende gewig van heerlikheid, wat vir ons inwag, wanneer hierdie ou verganklike liggaam met onverganklikheid geklee sal word. En ons in die teenwoordigheid van ons meester sal staan. Kyk vanmôre op. Ons verlossing is naby. Amen. Amen. Is julle klaar by 2 Timoteus? Wat sê vers 10 vir ons daar in hoofstuk 1? Wat het jy hom? Ek het hom. Maar wat nou geopenbaar is deur die verskyning van ons verlosser, Jesus Christus, wat die dood tot niet gemaak het en die lewe en die onverderflikheid aan die lig gebring het deur die evangelie. Woe! Wat het Jesus gedoen? Hy het die dood tot niet gemaak. En dan verder? En die lewe en die onverderflikheid aan die lig gebring het deur die evangelie. En die lewe en die onverderflikheid aan die lig gebring het deur die evangelie. Broer en suster, ek wil vanmôre 'n paar gedagtes met u deel oor Jesus wat die dood oorwin het. Amen. Jesus wat die dood tot niet gemaak het. Hemelse Vader, in Jesus naam, kom by ek my aan u. Ek vra dat u my skerp sal maak vanmôre. Dat dit nie 'n stomp instrument sal wees in die hand, maar dat u vanmôre u woord deur my sal laat vloei. Dit gaan nie vanmôre oor 'n mens. Dit gaan oor die lieflike, ewige woord van God, wat skeiding bring tussen waarheid en valsheid, tussen lig en duisternis, tussen gebeente, gewrig en moord. Laat u woord vanmôre met krag uitgaan. En laat u naam daardeur verheerlik word in Jesus naam. Amen. Jesus het die dood oorwin. Amen. Kom ons praat bietjie oor die dood. Dit is so 'n lekker tema om oor te praat. Jy weet, Job het verwys na die dood as die koning van verskrikking.
As jy gaan lees daar in Job 18 vers 14, verwys hy na die dood en sê, dit is die koning van verskrikkinge. Ek wonder wie was al by iemand se sterfbed gewees, wat sonder Christus gesterf het. Wat sonder die sekerheid van saligheid gesterf het. Ek wonder wie van al het al gesien, hoe sommige van hierdie gene lyk, op hulle sterfbed sonder Christus. Die verskrikking, wat jy soms in hulle oë waarneem. Die uitroep, die geskree. Jy weet, die Psalme skryf daar in Psalm 116 vers 3, hy sê dat bande van verskrikking, bande van die dood, het my omring. Angste van die dood, het my oorweldig. Die dood is 'n verskrikking. Amen. Vir baie. Paulus het verwys na die dood daar in 1 Korintiërs 15 vers 26, toe sê hy, dat die laaste vyand, wat vernietig moet word, is die dood. En daardie dood waarvan hy daar praat, is nie 'n gebeurtenis nie, dis as ware 'n entiteit. Die dood is die naam van 'n entiteit. En hy sal ten einde vernietig word, volgens Openbaring 20, wanneer hy in die poel van vuur gewerp sal. So die dood is vir baie 'n verskrikking. Jy weet, daar's een ding waarvan ons seker kan wees in die lewe. Die lewe is baie onseker, maar een ding waarvan ons seker kan wees, is ons almal het 'n afspraak met die dood. Die statistieke wys nogal in daai rigting. Van die 100 mense wat jy nou aan kan dink, wat nie meer met jou is die sakkie, kan ek jou sê, ek dink die statistieke sal sê, 100 uit daardie 100 het 'n afspraak met die dood gehad. Niemand van hulle het dit ontvlug. Dis 'n seker saak. Nou, liewe vriende, daar is baie wat vandag lewe, wat die dood, inteendeel, ek dink die meeste mense op aarde, want as ek lees daar in Matteus 7, daar vanaf vers 13 en 14, dan sê hy, dat nou is die poort, en smal is die weg, wat na die lewe lei, en die wat daarop is baie. Maar wyd is die poort, en breed is die weg, wat na die verderf lei, wat na die dood lei, en die wat daarop is baie. So is dit verregaande vir my om te sê vanmôre, dat daar is baie mense, die meeste, wat vandag op die breë weg is. En weet jy, met betrekking tot dit, daar diegene, het as ware 2 afsprake met die dood. Waarvan praat jy nou, pastor? Ek gaan dit vir jou wys. Ek so bly julle vra vir my. Hulle het 2 afsprake met die dood. Waar lees ons dit? Gaan gou vinnig. Nou Openbaring 20, vers 14 en vers 15. 2 afsprake met hierdie verskrikking. Wat sê Openbaring 20 vers 14? En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Die dood en die doderyk in die poel van vuur gewerp. En vers 15? En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. As dit bevind is dat iemand nie opgeskryf is in die boek van die lewe nie, is hy saam met die dood en die doderyk, saam met Satan en sy engele, saam met die antichrist en die valse profeet. Hulle sal eerste in die poel van vuur gewerp word, nog voor die 1000 jaar vrederyk, wanneer Christus met sy triomftog die wêreld sal oorneem, en die Jode sal red uit die eysterhand van hierdie vals godsdienstsysteem, van hierdie vals ekonomiese systeem.
dan sal almal wie se naam nie in die boek van die lewe geskryf is nie, in die poel van vuur gewerp word. Dis die tweede dood. Wat is die eerste dood? Dis ons fisiese dood op aarde. Maar gaan gou terug na Openbaring 20, daar waar jy is, blaai net terug na vers 6. Lees vir ons vers 6. Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees. Halleluja. As konings regeer 1000 jaar. Halleluja. En lees dit sommer weer, dis so 'n kragtige vers. Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees. En sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar. Salig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hulle het, jy sien daar is twee opstandings. Hy praat hier van die eerste opstanding. En die eerste opstanding is vir die wat in Christus gesterf het. Dis vir die regverdiges. Maar daar is 'n tweede opstanding. En jy wil nie deel wees van die tweede opstanding nie. Jy wil deel wees van die eerste opstanding. Want die tweede opstanding is vir die onregverdiges, vir die wat nie in Christus gesterf het nie. En hierdie twee opstandings word geskei met 'n periode van 1000 jaar. Die wat in Christus gesterf het, sal eerst opstaan. En ons sal saam met die Here regeer 1000 jaar lang. Terwyl die res in bewaring gehou word. En na die 1000 jaar, by die groot wit troon oordeel, sal die tweede opstanding plaasvind. En daai wat nie in Christus gesterf het nie, sal liggaamlik opgewek word. En dan sal hulle 'n tweede maal in die poel van vuur gewerp word. Saam met die dood en die rode dink. Dit is die tweede dood. Die eerste dood, die fisiese dood. Die tweede dood, die wat nie in Christus gesterf het nie, die poel van vuur. Dan moet nie vir my sê, dis maar net 'n toestand nie, dis maar net iets, dit beteken maar nie die afwesigheid van God nie. Nee, my vriend, die poel van vuur is 'n werklikheid. Amen. Dit is 'n plek. Daar sal 'n geween wees en 'n geknars van tande waar die wurm nie sal verteer nie. Dan kom ek sê vir die een wat meeste oor die hel gepraat het, was Jesus Christus self. Moenie van die hel minder maak as wat dit is. Wil God hê, is die hel gemaak vir die mens? Nee, dit is gemaak vir Satan en sy engele. Maar as jy nie God in jou lewe wil hê nie, as jy jouself wil verwyder van God af, sal God jou gee wat jy nog altyd begeer het. Ja. Want die hel sal 'n plek wees waar God nie teenwoordig sal wees. Ja. Gaan geskei word vir 1000 jaar, die eerste en die tweede dood. Of die eerste en die tweede opstanding. En die wat nie in Christus gesterf het nie, sal saam met Satan en sy engele in die poel van vuur gewerp word. Die sulkes wat deel gaan wees van die tweede opstanding, dis die mense wat net een keer gebore was. Ja. As jy net een keer gebore is, gaan jy 2 maal doodgaan. Ja. O, maar my sussie, as jy 2 keer gebore is, sal jy net 1 keer doodgaan. Is dit nie wonderlik nie? Amen. 1 keer gebore, 2 maal sterwe. 2 keer gebore, 1 maal sterwe. En as weer daai eenmaal praat van ons fisiese dood. Ja. En Jesus het die absolute noodsaaklikheid en die belangrikheid van hierdie tweede geboorte wat moet plaasvind, het hy vir ons duidelik beklemtoon en uitgelig. Veral toe hy met Nikodemus gepraat het, onthou julle? Wat het hy vir Nikodemus gesê? Ag, maar dit nog jy soldaat. Johannes die 3de hoofstuk. Het ek nie vir jou my notas voor die tyd gegee nie? Johannes die 3de hoofstuk. Wat sê Jesus vir Nikodemus in vers 3 tot 5?
antwoord en sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nicodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens as hy oud is gebore word? Hy kan tog nie tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. Jesus antwoord, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Kan jy dit sien? Jesus praat hier van 'n tweede geboorte. Ons eerste geboorte is 'n liggaamlike geboorte. Maar hierdie tweede geboorte praat van 'n geboorte uit water en gees. Ons gaan nie nou praat oor die water nie, ons weet waarna dit wys. Ons het al baie gepraat oor die water. Maar ons praat hier van 'n geestelike geboorte wat moet plaasvind. 'n tweede geboorte. Kyk gou wat sê Johannes 11 vers 25. En vers 26. Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Halleluja! Elkeen wat in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Jy sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Daai sterwe verwys nie na jou fisiese dood nie, dit verwys na daai tweede dood. Waarvan ons gepraat het, die geestelike dood. So as jy in Jesus glo, dan sal jy nie geestelik sterwe nie. So ons het 'n waarborg. Ons almal hou van 'n waarborg, dat jy iets gaan koop, né? Hoor jy, is daar 'n waarborg saam met hierdie ding? Ek soek 'n guarantee, ek soek nie 'n warranty nie. Want 'n warranty maak hulle net nie goed reg, 'n guarantee vervang hulle hom. Nou ons het nie 'n warranty in die sakkie, ons het 'n guarantee. Dat as jy in Jesus glo, en jy's weergebore, sal jy net eenmaal sterwe ten. Net eenmaal. Dis nou as die Here vertoef om te kom. Miskien is ons van daai gelukkiges wat eers nodig het om eenmaal te sterf. Nie sal dit nie wonderlik wees nie. Wanneer ons net verander sal word in 'n oomblik, in 'n oogwink. Dit mag wees. Hoe lyk dit, Hendrik? Dit sal hom lekker wees. So, ons het 'n waarborg dat ons die geestelike dood sal vryspring as jy weer gebore is. 'n tweede maal gebore is. Maak dit sin? Ja. Nou, as jy gaan, Martie gaan gou daar na 1 Timoteus hoofstuk 5. Ek gaan vir julle ietsie wys. 1 Timoteus 5 vers 6. Kyk wat sê Paulus vir Timoteus. Maar sy wat losbandig is lewendig dood. Ja, nee, dis presies wat ek wil hoor. Sê dit weer. Maar sy wat losbandig is lewendig dood. Die een wat losbandig is lewendig dood. Met ander woorde, ons beweeg, daar is beweging, maar jy kan beweeg en aktief wees en dood wees. Ja. Daar's baie sulkes in die kerkwêreld. Hulle is eintlik lewendig dood. Yes. Wat praat daai dood van? Dit praat van jy's dood in jou bewustheid van God in jou lewe. Daar is 'n koneksiebreuk tussen jou en God. Diegene wat in die vlees lewe, wat losbandig lewe, is lewendig dood. Weet Paulus verwys na sulke mense wat in die vlees lewe. Hy verwys na hulle as die natuurlike mens. Ja. As die een wat nog net eenmaal gebore is. Almal wat nog net eenmaal gebore is, nog nie weer gebore is nie. Paulus sê, julle is natuurlike mense. Waar lees ons dit? Ag, Lientjie, ek so bly jy vra my. Natuurlik wil jy weet waar dit staan. Dit staan in 1 Korintiërs hoofstuk 2, vers 14. Hoor gou wat sê hy dan. Is maar nog met ons. Onthou ek het met moeite en selfvertroue. 1 Korintiërs 2, vers 14. Maar die natuurlike mens het die dinge van die gees van God nie aan nie.
want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel. Die natuurlike mens neem die dinge van die gees nie aan nie, en is vir hom dwaasheid. Omdat dit geestelik beoordeel moet. Nou, liewe vriende, hier is 'n wonderlike ding, wat ons kan na kyk, of iemand weergebore is. Want baie mense sê, ek wonder of ek weergebore is. Weet jy, wanneer jy waaragtig weergebore word, dan is daar 'n hele nuwe dimensie, wat vir jou oopgaan. Dis 'n dimensie van insig, in die riekelm van die geestelike dinge, wat jy nie het, as jy nie weergebore is nie. Die oomblik wanneer jy waaragtig weergebore word, dan begin jy dinge verstaan en dinge insien in die geestelike riekelm wat jy voor wedergeboorte nie kon verstaan nie en nie ingesien het nie. Het jy al gepraat met mense wat nie geestelik weergebore is nie en jy probeer geestelike dinge met hulle praat? Hulle slag toe. Jy kan nie geestelike dinge met natuurlike mense praat nie. Hy moet eers weergebore word. Dit help nie, ek probeer 'n moslim oortuig van sy verkeerdheid nie, solank hy nog in die natuurlike is nie. Hy moet die evangelie kry. Sy gees moet gewederbaar word. Want as jy dood is, kan jy nie hoor nie. As jy dood is, het jy geen begrip nie. Dit help nie, jy probeer vir 'n sondaar sê hoe sleg hy is nie. Hy weet hy's 'n sondaar, hy weet hy's sleg. Hy het die evangelie nodig, die goeie nuus. Jesus het gekom om vrylating vir die gevangenes te bring. Hy wil jou geestelike oë open, hy wil jou ore oopmaak, hy wil jou 'n nuwe hart en 'n nuwe gees in jou binneste gee. 'n Hart wat ontvanklik is, 'n hart wat die dinge van die gees kan insien. Daar's 'n hele nuwe wêreld wat van jou oopgaan. Wanneer jy weergebore is, kan ek vra, is daar enige weergebore seuns en dogters van die Here in hierdie plek vanmôre? Verstaan julle die diepere dinge van ons God? Ken jy hom? Ken jy sy wil? Nou, ons skrifgedeelte leer vir ons, wat ons gelees het daar in 2 Timoteus 1, dat Jesus het gekom om die dood te vernietig, tot niet te maak. En nou ons praat van daar's 2 dode, né? Die fisiese dood en die geestelike dood. As 2 Timoteus het gekom om die dood te vernietig, praat hy nie van die fisiese dood nie, want selfs ek wat 'n kind van die Here is, sou die Here vertoef om te kom. Guess what? That's my ticket out. Dis al wat ek hom gaan sien. Ek kan nie verstaan hoe party mense so gretig is om die Here te sien, maar die oomblik as hulle doodgaan, dan wil hulle skop, hulle wil nie dood nie, hulle wil niks. Ja, maar weer die skop in, en pille, en brille, en ek weet nie wat alles sê. As volgende keer maar Here nou die dag gesien, jy kan nie wag om die Here te sien. Ek verstaan dit nie altyd lekker nie. Maar hoe dit ook al sou, ons almal het 'n afspraak met die eerste. So die dood wat Jesus kom vernietig het, praat nie van die fisiese dood nie. Dit praat van die geestelike dood. Onthou jy toe Adam in die tuin van Eden geplaas was? Toe het God vir hulle vryheid gegee. Onbeperkte vryheid. Met een voorwaarde, van die boom wat staan in die middel van die tuin. Daarvan mag jy nie eet nie. Eva het nog al die woorde omgedraai toe Satan met haar praat. Toe sê sy, nee, God het gesê, jy mag nie eet nie en jy mag dit ook nie aanroer nie. God het nooit gesê, jy mag nie aan die boom vat nie. Maar ons is mos lief om goeders by te voeg by wat die Here sê. Dit kom al van Eva se tyd af. Die Here het gesê, moenie eet nie. Sy sê, jy mag ook nie vat nie. God het dit nooit gesê. Maar dis hoe ons wil byvoeg en wegvat by wat die Here gesê het. Bly maar net by wat die Here gesê het. Maar toe sê die Here, die dag as julle van hierdie boom eet, wat sal gebeur? Jy sal sekerlik sterwe. Nou watter sterwe? Watter dood het hy daarvan gepraat? Fisiese dood.
Nee, wat het gebeur? Adam en Eva het van die boom geëet. Het hulle fisies gesterwe? Nee. Nee. Hulle het eers later gesê, hy het nog 900 plus jaar oud geword. So die dood waarvan hy daar praat was 'n geestelike dood. As jy van hierdie boom eet, sal jy geestelik sterwe. En wat het gebeur? Hulle het geëet van die boom. En wat het toe gebeur? Hulle het geestelik gesterf. En die resultaat van hulle ongehoorsaamheid en rebellie teen die wil van God was wat? Romeine 5 vers 12. Dit was die resultaat. Daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. So deur een mens het sonde in die wêreld ingekom, en deur die sonde die dood, die geestelike dood. En daardie dood het tot alle mense deurgedring. Dis verskriklik. As gevolg van die sonde van Adam en die geestelike dood wat dit in sy lewe gebring het, daardie vlek van 'n geestelike dood raak almal wat gebore word in hierdie lewe in. Tot alle mense deurgedring. Nou liewe vriende, ons weet dat God is gees. En as 'n mens met God gemeenskap wil hê en in verhouding met God wil staan, dan moet jy geestelik lewe om met hom daardie verhouding te kan hê. Hoekom het Jesus gesê in Johannes 4:24 dat God is gees en die wat hom aanbid moet hom in? Dis hoekom ons kan nie natuurlik God aanbid nie. Ons kan nie, nee, ja, ons kan met die verstand psalms sing, maar ons moet met die gees psalms sing. Ons moet ons verhouding met hom kan nie op die vleeslike en die natuurlike geskoei word nie. Jy kan nie so in intimiteit met God leef nie. En hoeveel mense se verhouding met God is net op die natuurlike gebaseer. Op die gevoelswêreld, op die fisiese wêreld. God is gees. Hy moet aanbid word in gees. Daarom het Jesus dit so benadruk dat jy moet weer gebore word. Jou gees moet lewend gemaak word. Amen. Sodat 'n verhouding met God moontlik kan wees, want hy is gees. Jy sien, toe Adam sterwe, geestelik, toe word die verhouding tussen hom en God afgebreek. En toe Adam sterwe, van toe af is hy nie meer 'n driedimensionele mens, liggaam, siel en gees nie. Hy is eintlik net tweedimensioneel. Hy het net 'n siel en 'n liggaam, want sy gees was dood. En as jou gees dood is 'n verhouding met God nie moontlik. It's not possible. En wat ons nou in Romeine 5 vers 12 gelees het, is dat hierdie vlek, hierdie geestelike dood, het tot alle mense deurgedring. Dis hoekom Efesiërs 2:2 sê, en julle het hy lewend gemaak, wat dood was in julle misdade en julle sonde. Wanneer jy gebore word, word jy eintlik doodgebore. Geestelik. En jy moet lewend gemaak word. Jy is nie 'n wedergeborene gebore nie. Dit moet plaasvind na jou eerste geboorte. So, wat toe gebeur het is, toe Adam kinders kry, Kain en Abel en Set, guess what? Toe is hulle ook net tweedimensioneel gebore, met 'n siel en 'n liggaam. En as jy net siel en liggaam is, wat beheer jou siel? Daai wil, daai intellek, daai emosies van jou, wat beheer dit? Jou vlees. Al die appetite van jou vlees voed die siel. En jy word gerig deur jou vleeslike begeertes. So elke iemand wat gebore word tweedimensioneel gebore. En daarom het Jesus gesê, jy moet weer gebore word. As jy in 'n verhouding met die Skepper wil staan, as jy met hom gemeenskap wil hê, moet jy weer gebore word. Jy moet 'n tweede maal gebore word.
Is jy met my? Nou broer en suster, hierdie skrif sê vir ons dat Jesus het gekom om die dood te vernietig en wedergeboorte vir die mens moontlik te maak. Ons dien 'n wonderlike Here Jesus Christus, wat dit kon doen het. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun gestuur het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore hoef te gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Nou onthou, dit was sonde, die sonde van Adam, wat gemaak het, dat elke mens geestelik doodgebore word. Sonde het die mens geestelik laat sterf, en die mens afgeskei van die Here af. Wat sê Jesaja 59 vers 2? Dit sê dat julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur gevorm tussen jou en God. Dis jou ongeregtighede wat 'n skeidsmuur gevorm het tussen jou en God. Jou sonde het jou van God afgeskei. Maar wat sonde ook gedoen het is, dit het die oordeel van die dood oor die mens geaktiveer. Wat Esegiel 18:20 man, sê die siel wat sondig, die moet sterwe. Almal ken Romeine 6:23. Die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus. Dis die dood wat hy loon oor ons, dis die sonde wat die loon van dood oor ons gebring het. Yes, amen. Maar weet jy wat? God begeer om in 'n verhouding met jou te wees. Hy begeer gemeenskap met jou. Hy begeer om met jou te wandel. En dis daarom dat Jesus na hierdie wêreld gekom het om te deel met die oordeel van die dood en die prys wat daarop is. Sodat gemeenskap met God vir my en vir jou weer moontlik gemaak kan word. Dat ons met God kan wandel. Jesus het met dit kom deel. En met die paar minute, 5-6 minute wat ek oor het, wil ek gou vir julle sê, hoe het Jesus gedeel met dit? Wat hy die dood kon vernietig, hoe het hy dit vernietig? Ag, Johan, vertel 'n bietjie vir ons, hoe het hy die dood vernietig? Sien, dit is nie rocket science nie. Maar kan ek net iets voor dit insit, voordat hy gesterf het? Wat moes hy eers doen voordat hy kon sterf? Ja, en nog voordat hy die sondes op ons kon neem, wat moes hy nog doen? Hy moes eers, kan ek dit sê, hy moes eers kwalifiseer. Hy moes eers kwalifiseer. Jy sien, die eerste ding wat Jesus gedoen het is, hy het 'n sondelose lewe geleef. Amen. Ons vergeet dit baie maal. Jy sien, Romeine 5 vers 8 sê vir ons dat Christus het gelei, maar sonder sonde. Hebreërs 5:8. Hy het gelei, maar sonde. Jy sien, my liewe vriend, kyk gou wat sê 1 Petrus 1 vers 19 oor hierdie Jesus. 1 Petrus 1 vers 19. Maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. Ons is gered deur die kosbare bloed van Jesus Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. Sien vriende, Jesus Christus, toe hy as 'n lam gesterf het, was daar geen gebrek aan hom nie. Hy was vlekkeloos. Jy sien broer en suster, in die ou verbond, as hulle 'n lam geslag het, moes die priesters baie seker maak, daar is geen vlek of rimpel op daardie lam wat geoffer word vir die sonde van die volk, wanneer daardie bloed 7 maal gesprinkel word op die versoendeksel in die allerheiligste. As daar 'n vlek of 'n rimpel of 'n gebrek op 'n lammetjie was, het die lammetjie nie gekwalifiseer om geslag te word vir die sondes van die volk nie. En weet jy waarna verwys daai vlek of gebrek?
Vlekkeloos beteken jy word gebore sonder enige defek. Om vlekkeloos te wees, moet jy van geboorte af sonder defek wees. Dis hoekom Jesus Christus nie deur 'n mens in die lewe gebring kon word nie, want die sonde het tot alle mense deurgebring. Hy kon nie 'n aardse vader hê nie, anders was hy met vlek gebore. Want die dood het tot alle mense deurgebring. Daarom was hy deur die Gees in Maria geplaas. So hy was vlekkeloos gebore. Maar dan sê hy was ook sonder gebrek. En wat beteken dit? Jy sien, jy kan vlekkeloos gebore word, maar soos jy deur die lewe aangaan, kan jy gebreke opdoen. Yes. 'n lammetjie kan in 'n stryd wees met een of ander roofdier, en hy kan merke opdoen. En as 'n lammetjie enige merke op hom het, wat aangedoen was deur 'n ander faktor van buite af, dan het die lammetjie nie gekwalifiseer nie. Maar Jesus was nie net vlekkeloos gebore nie. Hy het die lewe deurgegaan sonder gebrek. Hy het een opsig gestruikel nie. Die vyand wou hom laat struikel, maar hy het altyd die vyand oorwin deur die woord daar staan geskryf. Soos 'n lam, vlekkeloos en sonder gebrek. So Jesus het gekwalifiseer om die lam van God te wees. Soos die lammetjies van die Ou Testament moes gekwalifiseer word om 'n offer te kan wees, so het Jesus gekwalifiseer om homself te kan offer. As die lam van God, wat eenmaal homself geoffer het vir die sondes van baie. Hy het gekwalifiseer. Gekwalifiseer om te sterf. Jesus het gekom om die wil van sy Vader te doen. En die wil van sy Vader is dat hy sy lewe sal aflê vir die sondes van die wêreld. Hy het vlekkeloos gevat, sonder gebrek. En hy het gekwalifiseer. Dis hoekom toe Johannes hom sien, toe hy aangestap kom om deur Johannes gedoop te word, sê Johannes 1:29, Johannes roep hy, daar is die lam van God, wat die sondes van die wêreld wegneem. Ja, dis wat Micha sê, hy gooi dit in die see van vergeetachtigheid. It's gone! Dis wat hy gedoen het as die lam van God. Kan ons nog 2 versies lees, en dan land ons in die vliegtuig. 2 Korintiërs 5:21 sê, hy het hom, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word die geregtigheid van God in Christus Jesus. Markie, kan jy net vir ons lees Romeine 5? En dan lees ons net vanaf vers 15 tot en met vers 19. Maar dit is met die misdaad nie soos met die genadegawe nie. Want as deur die misdaad van die een baie gesterf het, veel meer met die genade van God en die gawe deur die genade van die een mens, Jesus Christus, vir baie oorvloedig geword. Halleluja. En nie soos deur een wat gesondig het is die gawe nie, want die oordeel was uit een tot veroordeling, maar die genadegawe is uit baie misdade tot vryspraak. Want as ten gevolge van die misdaad van die een die dood geheers het deur die een, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur die een, Jesus Christus. Halleluja. Daarom dan, net soos dit deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, so het deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe. Halleluja. Een daad van geregtigheid tot regverdigmaking vir alle mense. Soos die dood deur een mens in die wêreld gekom het, so die genadegawe ook deur een mens gekom. Jesus Christus, die lam van God. Ja, Jesus Christus het die dood kom vernietig
deurdat hy jou sonde en my sonde op hom geneem het, nadat hy gekwalifiseer het om die lam van God te wees, wat sterwe vir die sonde van die wêreld, en hy het die prys wat sonde vereis, naamlik die siel wat sondig moet sterwe, het hy kom betaal in jou plek. En nou deur geloof in Christus Jesus, ontvang jy die geskenk van lewe, en word jy 'n deelgenoot, and it's a guarantee, van die eerste opstanding. Halleluja! Kan ek sien enige deelgenote hier van die eerste opstanding? Enigiemand wat kan sê, ek glo dat Jesus Christus is die Seun van die lewende God. En hy het vir my gesterwe, hy is begrawe, maar op die 3de dag het hy opgestaan, en vir 40 dae het hy aan verskeie mense verskyn, en ook aan 500 andere, en toe het hy opgevaar na die hemel, terwyl hulle stip na die hemel kyk. En hy het vir hulle die belofte gegee, dat ek sal net so kom, soos julle my sien wegval. Gaan wag nou in Jerusalem, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte, en gaan wees my getuies. Dis wat ons nou het. Ons is nou wedergebore. En dit beteken, ons gaan net eenmaal sterwe. Halleluja. So Jesus Christus het die dood kom vernietig. En hy het ons gegee om oorwinnaars oor die dood te wees, en die belofte van die ewige lewe. Wat 'n boodskap! Jesus het gekom om die dood te vernietig. Amen. Halleluja! En Jesus Christus het vir sy disippels gesê, ek gaan na Jerusalem toe gaan, en ek gaan sterwe. O Petrus wou niks daarvan weet. Jy sê oor my dooie liggaam, die Here sê, gaan weg agter my Satan. Jy onderskei nie die dinge van my Vader nie. Ek is na hierdie wêreld gestuur om te sterwe. Jy klink nou net soos die duiwel, wat van my wil keer, want jy sien, wat die duiwel gedoen het, want jy wil nie Jesus moes kruis toe gaan nie. Toe sê hy, luister, jy kan dit vryspring, ek gee jou sommer nou al die koninkryke van die aarde, val net neer en dan bid my. Jy hoef nie kruis toe gaan nie, jy het mos gekom om die wêreld terug te wen, ek gee jou sommer nou die wêreld, net my aanbid. Toe sê Jesus vir hom, gaan weg agter my! Ja. En jy sal die Here jou God alleen dien. Jesus het gekom die wil van sy Vader doen, en toe Petrus praat en sê, jy sal nie, ek sal dit keer. Toe herken Jesus die stem van Satan wat deur hom praat. En sê, gaan weg agter my. Jy onderskei die dinge van my Vader. Jesus het na Jerusalem toe gegaan, hy het sy aangesig na Jerusalem gerig. Die oomblik toe hier Petrus herken, dat hy is die Seun van die lewende God, hy is die Messias wat gekom het, om die volk te verlos, met die mag van die vyand, hy is die Seun van Dawid, wat waarvan geprofeteer is, toe het Jesus sy aangesig na Jerusalem gerig, want dit was nog heeltyd waarvoor hy gewag het, herken my as die Messias, sodat hy kan gaan staan. En Jesus het homself oorgegee. En toe op Pilatus vir hom vra, is jy die Seun van die lewende God? Toe sê ek is. Ek is die waarheid. En hy het sy lewe gegee. Maar voordat het hy sy disippels voorberei en gesê, daar in die boortvertrek, waarskynlik van ou Markus se pa se huis, het hy die brood geneem, nadat hulle heerlik saam geëet het. En hy het dit gebreek, en vir hulle gesê, neem eet. Dit is my liggaam wat vir jou gebreek word. Ek is die lam wat geslag gaan word vir die sonde van die wêreld. Daai sonde waarvan 1 Johannes 2:2 praat. Hy het nie net gesterf vir een se sonde, hy het gesterf vir die sonde van die wêreld. En hulle almal het daarvan geëet. En as jy sy liggaam eet en sy bloed drink, het jy geen deel aan hom. Praat nie van sy fisiese liggaam, ons praat van geestelike sake nie. As jy deel van hom wil wees, moet jy sy liggaam eet. Jy vereenselwig met die waarheid dat hy vir jou gesterf het. Dis wat ons verkondig, die dood van Jesus Christus. Jesus het gesê, solank julle dit doen, verkondig julle my dood. Totdat ek kom. Jesus wil ons met sy dood onthou. Ons wil altyd net mense se lewe vier. Jesus sê, vier my dood.
Want is in my dood wat lewe vir jou moontlik gemaak het. Jesus Christus as die leermeester kon nog niemand red nie. Jesus Christus as die een wat wonderwerke doen, kon nog niemand red nie. Maar Jesus as die lam van God geslag vir my, dis hy wat lewens red. Wat my siel red van die verderf. So ons verkondig sy dood vanmôre. En hy het ook die beker geneem en gesê, drink almal daaruit tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van Christus. Ons gaan vanmôre vereenselwig. Maar maak seker, jy's weergebore. Moenie van hierdie brood eet en hierdie beker drink as jy nie weergebore is nie. Jy moet die liggaam onderskei. Jy kan dit nie onderskei as jy nie weergebore is nie. En ons weet dat vandag is God se liggaam ook verteenwoordig deur sy liggaam hier op aarde, sy lewende stene, die kerk, die ware kerk van Jesus Christus. En as jy nie in harmonie met die ware kerk is nie, ek praat nie van al die valse kerke daar buite nie, ek praat van die ware kerk van jou. As jy nie in harmonie met jou broer en jou suster, wat die liggaam van Christus uitmaak nie, leef nie, moenie dan nou eet van hierdie brood of die beker drink nie, want jy sal 'n oordeel oor jouself eet en drink. En sommige mense het al gesterf. Sommiges is siek, omdat hulle dit doen. Onderskei die liggaam van Christus. Gaan versoen eens met jou broer en dan. Maar jy kan ook nie net so bly voortleef nie, want as jy nie deel het aan sy liggaam nie, het jy nie deel aan hom. So jy kan nie net sê, wel, dan gaan ek maar so aan nie. Jy beter gaan regmaak. Jy het nie 'n keuse nie. Jesus het gekwalifiseer as die lam. Ek vra vandag, kwalifiseer jy om te eet van die tafel? Dis 'n saak wat jy vir jouself moet uitmaak. Is jy weergebore, dan onderskei jy sy liggaam. As jy kwalifiseer vandag, eet met vrymoedigheid. En kom ons verkondig sy dood. Amen.